eerste toets van kwartaal 3 of 'n projek, gaan ons lekker prakties wees. Julle gaan kapasiteit doen, milliliters, liters, enige volume, iets wat ons kan ingooi wat vloeibaar is. Dit is wat kapasiteit eintlik beteken. Water, hoeveel kookolie is dit, hoeveel liter roomys is dit, roomys word ook in liter gemeet, nie die massa nie, breker, en dan optelling en afdekking. So kom ons kyk na die eerste een, dit is liters. Nou 1 liter is gelyk aan hoeveel milliliter? 1000 milliliter. 2 liter is dan hoeveel milliliter? 2000 milliliter. En dan 25 liter is dan hoeveel milliliter? Dis nie 250 milliliter nie, dis 2500 milliliter. As jy ooit onseker is van hoeveel jy dit moet oorskakel, dit gaan nooit in jou honderde wees, dit gaan altyd 1000 wees. So as jy 'n getalletjie nie 4 nommers in het nie 4 getalle in het nie, dan is dit verkeerd. As jy 250 moet skryf, dan is dit nog 3 getalletjies, en dan is dit nie reg nie, dan sit jy nog 'n 0 by, dan weet jy dat jou antwoord reg is. Nou, kom ons kyk na hierdie bottel. As ons sê, hy is hier vol gemaak, met slashpapier tot daar, hoeveel milliliter is daarin? Hierdie is ons sê dit is 'n 1 liter bottel. Hoeveel milliliter is dit? Nou, om te kyk in wat die verdeel is, moet ons nou gaan uitwerk. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Ja, 1000 milliliter is 1 liter. So, ons tel in honderde. Dan kan ons sien, hoeveel is hierdie streepie dan? 100, 200, 300, 400, 500. En wat dit ook vir ons beteken, wat dit beteken vir ons is, dat hy in die helfte is, né? 1 liter is gelyk aan 1000 milliliter. So as hy in die helfte is hy 500 milliliter. Nou, ons gaan gou net terug. Kom ons sê hierdie was 'n 2 liter bottel, né? As dit 'n 2 liter bottel was, dan sou ons nou weer moes gaan uitwerk. Gaan ons intervalle dieselfde wees? Gaan dit 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 wees? Nee, ons gaan nie dan in honderde tel nie, want ons moet by 2 liter uitkom, wat gelyk is aan 2000 milliliter. So dan gaan ons in 200 tel. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000. Tot hy vol is, dan kan ons sien 200 werk. So wat van hierdie streepie dan wees? 200, 400, 600, 800, 1000. So die helfte van die 2 liter bottel is dan 1000 milliliter. Nou, kom ons kyk na breuke. Kom ons deel eers ons eerste sirkel in die helfte. Hoe skryf ons die helfte? 1 op 2, né? So ons deel hom in die helfte en ons kleur 'n half in. 1 van 2 stukkies is ingekleer. Nou, ons volgende een deel ons in kwarte. Hoe skryf ons kwarte? 1 op 4. So ons weet, ons onderste getal sê vir ons hoeveel dele dit ingedeel word. So ons deel hom in 4 en ons boonste getal sê vir ons hoeveel uit daardie dele is geëet, is uitgedeel, is versamel, wat ook al jy wil. So 1 uit die 4, kom ons sê, is ingekleer. Kijk, en nou gaan ons hierdie ene vat, en kom ons maak hierdie 2. 2 uit, kom ons hou so, 1 op 4. Kijk, en dan hierdie een gaan ons sê, 1 uit 8. So, ons moet nou hierdie verdeel in 8 dele. Ons kan sien ons 8 deeltjies. So, ons deel hom in 8 dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dele. Nou, een van hom is ook ingekleer. Nou sê ek, jy moet vir my die gelyke breek skryf van elke breek. Nou, die gelyke breek van 'n half sal wees 2 op 4.
Hoekom sê ek so? Kyk hierso. Die gelyke breek van 1 op 2 sal 2 uit 4 wees. Want 2 van 4, as ons hom net verander, 2 van 4, kan jy sien, is dieselfde as 'n helfte. Dieselfde hoeveelheid is ingekleer as 'n helfte. Nou sê ek soek die gelyke breek van 2 op 4. Dit is ook maklik. Dit is dan 4 op 8. Hoekom sê ek so? Kom ons kleer gou 4 deeltjies in. 1, 2, 3, 4. Kan julle sien dat al 3 hierdie breuke dieselfde beteken? Hulle word net anders geskryf. 'n half is dieselfde as 2 uit 4 en 2 uit 4 is dieselfde as 4 uit 8. Die maklikste hoe om die gelyke breek te kry, gaan dit vinnig wys. Wanneer ons 'n 1 op 'n 2, wanneer ons 'n 1 bo sien, al wat ons doen is, ons maal bo en onder met 2, dan kry ons 'n gelyke breek. 1 maal 2 is 2, 2 maal 2 is 4. Sien jy, dan kry ons 'n gelyke breek. Wanneer ons 'n getal het, wat daar 'n getal bo en onder kan indeel, dan gaan ons nie maal met 2 nie. Ons kan nog steeds, maar dan deel ons eerder. En dit gaan julle help later aan wanneer julle leer van die eenvoudigste vorm. So wat kan in 2 en in 4 ingedeel word? 2, nee, so ons deel 2 gedeel deur 2 en ons doen dieselfde onder 4 gedeel deur 2. 2 gedeel deur 2 is 'n half. Nee, 1, 4 gedeel deur 2 is 2. Maar ons kon nou ook hierso gemaal het, dan sou jy nou by die ander breek uitgekom het soos daar. So ons kon nou met hier gemaal het weer met 2, dit sou ook uitwerk, maal 2 en maal 2 bo en maal 2 onder. 2 maal 2 is 4 en 4 maal 2 is 8. Dan kom ons by daai uit. Maar nou, sê ek soek die gelyke breek van hierdie een, ons soek sy maatjie. Daar is 2 opsies. Soos ek gesê, ons kan net maal met 2 bo en onder, dan kry ons sy maatjie, so 4 maal 2 is 8, 8 maal 2 is 16. Maar, wat ons ook kan doen, is ons kan kyk wat kan in al 2 getalle ingaan, né? 2 kan in hom ingaan, maar ook 4. So dan deel ons hom deur 4 bo en onder, 4 gedeel deur 4 is 1, 8 gedeel deur 4 is 2. So dit is al wat julle moet weet vir breuke, is net hoe om dit in te kleer, en dan ook wil ons hê dat julle moet weet wat is sy gelyke breek, wat is sy maatjie, wat beteken dieselfde as hy. Nou, kom ons kyk hoe julle gaan optelling en aftrekking doen. Dit is vir my baie belangrik, en julle gebruik dit elke dag, en jy gaan dit elke dag gebruik in jou lewe. Kom ons kyk. 6 plus 7 is 13. Ons skryf die 3 onder en ons dra ons 10 oor. 3 plus 5 is 8, plus 1 is 9. Kijk, jy kan sommer doodtrek as jy klaar is met hulle, dan raak jy nie mekaar nie. Nou, 6 plus 7 is weer 13, ons dra ons 10 oor. Dan, 5 plus 2 is 7, plus my enetjie is 8. Ek weet die plus is bietjie makliker, die optelling is maklik. So, kan ons 5 by 4 aftrek? Nee, so ons moet gaan leen. Ons leen by 5 vir 10, hy word 'n 4. Dan gaan die 10 hier na toe, en dit is 14, nou kan ons aftrek. 14 minus 5 is 9. Nou is ons klaar met hom, ons trek hom dood. Nou is die volgende getal. Kan ons 6 by 4 aftrek? Nee, so ons moet leen. En ons leen 10 by 6, en hy word 5. En ons sit die 10 by ons 4, dan is dit 14. 14 minus 6 is 8, en nou is ons klaar met hom. Kyk na die volgende, kan ons 7 by aftrek? Nee, ons moet weer leen. 5 word 4, want ons leen 10, en ons sit hom by die ander getal. Nou is hy 15. 15 minus 7 is dan 8. Ons trek dit dood, ons is klaar met hom. En ons laaste getal, dit is 'n 4 daarbo, ek het net weer geskryf. 4 minus 2 is 2.
Julle graad 4 wiskunde toets gaan lekker maklik wees. Julle gaan dit of dis 'n projek. Die projek gaan lekker prakties wees. Julle gaan baie prentjies om mee te werk en dan gaan julle kapasiteit prakties toepas en breuke prakties toepas en optelling en aftrekking gaan julle sulke sommetjies kry wat lekker maklik is. Dan sê